Is u reg vir die woord vanmôre? Halleluja, ons gaan nog die tafel bedien vanmôre ook, maar ek wil 'n fondasie lê in hierdie tyd, en voordat ons dit doen, laat ons net al ons kruiskykers 'n lekker handeklap gee. Dankie dat u by ons ingeskakel is vanoggend. U is in die Vallei van Konings. Ons het besluit om in die Lofdal by mekaar te kom. Halleluja. Nou, ek wil hê ons gaan so 'n paar plekke na toe gaan, en ons gaan stil staan by 1 Samuel, en ons is besig om te praat, dat nou dat ons deurgekom het, en ons het oor geloof gepraat, gaan hierdie maand nog baie oor geloof gaan, maar ons wil in hierdie maand mense motiveer, en ook mobiliseer. Hierdie moet nie 'n motiveringspraatjie wees nie, hierdie moet 'n aktiveringspraatjie wees, waar ons kom en ons sê, kom ons vat die woord, en die aktivering moet in die aksie wees. Wie van u weet, dat is wonderlik om openbaring te hê, maar wanneer die openbaring nie toegepas word nie, dan gaan die transformasie nie plaasvind nie. Transformasie vind plaas in die doen. Sê vir die persoon langs jy gaan hierdie maand moet doen. Nou, dit kan baie dinge beteken, veral as jy getroud is. Hierdie gaan 'n maand wees waar jy gaan geaktiveer word. En asseblief, hou net jou gedagte gefestig. Ek praat van die lysies wat elke man het wat hier sit. Ek praat van die vullisblikke uitsit. En ek praat van, hierdie maand gaan 'n maand van aktivering wees. So, dit moenie net wees dat ons 'n goeie woord kan hoor, en dan gaan ons hierdie goeie woord hou nie. Nee, ek gaan hierdie woord toepas. Johannes kom in Johannes 16, sien ons daar, en vers 33, hy sê daarso, dit sê ek vir julle, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Want hierdie maand gaan ons fokus om terug te neem dit wat gesteel is. Party mense sit nog geparkeer op 'n plek waar hulle nou net sê, en hulle praat net alleenlik oor dit waar hulle tans uitkom, in steede van om te fokus waartoe hulle op pad is. Die vyand het gekom, hy het gesteel, hy het geslag, en ons gaan dit nou lees, en hy het kom verwoesting saai, en jy's geparkeer, maar hy wil hê dat u en ek die geloof wat in die vorige maand in ons harte opgewakker is, dat ons nou daai geloof sal toepas, en sal sê, nee, o duiwel, ek het my gedagte verander. En jy het gedog, ek het gaan sit, en nou gaan ek dit net laat gaan. Nee, dis terugbetaaltyd, duiwel. Kom, daar is vanmôre sekere beginsels wat ons moet inspan, en ek gaan, deur hierdie maand gaan ons begin toer by sekere plekke, en ons gaan kyk hoe Dawid sy verliese gehanteer het, en ons gaan daai antwoord van die woord vat, en ons gaan sien hoe die Here gaan toelaat, dat ons in die vyand se kamp gaan ingaan, en gaan terugneem. Jou hoop moet in die Here wees. En my hoop moet in die Here wees. Ons kom by hierdie plek dat ons hoop in die Here moet wees. Ek word nie beweeg deur wat ek hoor, sien of voel nie, behalwe die gehoor van God se woord. Geloof staan in my hart op. Kom, daar's 'n paar van ons wat te veel kere teruggestaan het toe u nie gehoor het. Nee, u het nou nodig om die kop te knik vir dit wat die hemel ja voor gesê het. Dat ons in samestemming begin kom met wat die hemel oor jou lewe gesê het. Kom, genesing is jou deel. Dis God se wil dat u en ek moet gesond wees. Maak jou gedagte daaromtrent uit, dat u sal weet dat hy wil hê, jy moet gesond wees, dat dit die dief is wat kom steel, slag, verwoes, begin te sit, die fokus waar die fokus moet wees, en moenie gaan parkeer en sê, nou jammer, nou sê ek jammer vir myself, en kom, ek praat nie van iemand wat vanmôre hier sit, en jy het onlangs iemand in die dood afgestaan, en ons gaan later praat oor die prosesse wat ons deurgaan, die verlies van lewe, en die verlies van dinge. God is daar, hy draai nie sy rug op jou, in jou donker oomblikke nie. Miskien was daar 'n pa in jou lewe wat sy rug op jou gedraai het toe dit donker geraak het. Nee, hierdie pa wat ons nou leer ken het, 'n goeie vader, se rug gaan jy nooit sien nie. Openbaring 12 vers 11 kom en sê, en hulle het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie.
Oorwinning is vanmôre ons sin. Hierdie tafel is vanmôre 'n bewys dat daar oorwinning is. U voel moontlik verslaan vanoggend, maar hier is nie 'n diens wat ons jou gaan kom en sê, ag kom ek tel jou net op vir die oomblik nie. Nee, ons is hier om te sê, laat ons toelaat, kom laat as 'n gemeente, laat ons toe, dat ons in die Here se hande bly. Iemand aan hierdie kant sê moontlik, Jaco, jy klink vanmôre te positief oor alles. Miskien is dit, jy probeer nou net ons motiveer. Nee, die woord is vir ons waar. Hy is vir ons waar op die hoogte en hy is vir ons waar in die laagte. Ek het vanmôre net nodig om die woord aan te gryp. Daar's oorwinning in die naam, soos ons verlede maand gehoor het, daar's oorwinning in die naam van Jesus, maar ons het oorwin. Sê vir die persoon langs jou, jy gaan deurbreek. Weereens sê ek, dit gaan nie oor wat jy ervaar nie, maar aanvaar. Oorwinning is joune. Oorwinning is joune. Hy het miskien weggeloop met haar, sy het miskien weggeloop met hom. Oorwinning is joune. Waartoe is jy op pad? Nie net waartoe is hulle op pad nie. Ek is nou vasgevang in dit. Die vyand het gekom as steel, slag, verwoes. Maar vanmôre is jou oggend waar jy sê, ek neem my gesondheid terug. Dit waarvoor Christus aan die kruis gesterwe het. Dr. Herman sit hier en daar's 'n paar manne wat in hulle huis ingebreek het en 'n paar maande terug geniet te veel om te ontbloot. Ek wil nou nie vir hulle in 'n weerbare situasie sit nie. Die sekuriteitstelsel is baie duur en opgegradeer, so niemand gaan nou meer daar inkom nie. Daar's bloed aan die deurposte ook, net as 'n vriendelike waarskuwing. Maar in die oomblik hier's ander wie se getuie ek ken, ander wie se storie ek ken, ander met wie ek vertrou was om saam te loop. Die oomblik is groot. Wanneer jy ewe skielik agterkom dat daar is van jou gesteel. En daar is prosesse wat deur jou gemoed gaan. Maar die oorwinning is joune. En dit gaan nie oor, voel ek die oorwinning nou nie. Nee. In die oomblik voel ek, hoe kon hy? Hoe kon sy? Ag, en dan wanneer ons die persone uit die berekening uithaal, dan wonder ons ook maar, ek betaal dan my 10de. Dan moet dan beskerming wees. Hoe is dit? En dan moet ons net stil raak. Moenie te gou gaan sit daar nie. Nee. Klim uit die boot. Daar's 'n storm. Maar klim uit die boot. Moenie in daai plek gaan sit, want dis wat die vyand wil hê, want jy gaan nooit terugneem in 'n sittende posisie nie. Jy gaan moet geaktiveer word. Die woord gaan jou lewendig moet kry. Ek sal by 'n plek moet kom waar ons weer wakker geskit word, waar ons weer gesê word, en as hierdie die manier is, maar as hierdie die manier is waar hy nie net vir ons gaan verlos van die storm nie, maar die storm gaan gebruik om ons te verlos, dan gaan ek uit die boot uitklim. Ek gaan sê, Here, ek vertrou U. Ek gaan nie veg wat U probeer doen nie. Ek gaan vloei met wat U wil hê ek moet vloei. Oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hul getuienis. Verlede naweek het ons gehoor hoe ons gesien het dat getuienis beteken, wanneer ons na die oorspronklike teks toe gaan, beteken dat hy kom en hy kondig aan, veral as ek my getuie gee, dan kondig ek aan dat die Here dit weer gaan doen. Doen dit weer, Here. Kom, daar's 'n paar van ons wat te stil geraak het rondom dit wat ons wil hê die Here moet doen, maar ook te stil geraak het rondom dit wat die Here alreeds vir jou gedoen het. Hy wil dit nou nie net vir jou doen nie, maar hy wil dit deur jou doen. Is tyd dat ons weer sal aankondig en sê, doen dit weer, Here. En ons praat nie van die dag toe hy aan die kruis gesterf het nie. Daardie dag is alles aan ons gegee wat ons nodig het. Nou het ons nodig om die woord wat lewendig is, wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het. Ons het nodig om daai woord nou aan te gryp, Christus te omhels en sê, Here, doen dit weer deur my. Ek weet as U dit kon gedoen het vir dit wat in die verlede is, kan U definitief dit doen vir wat ek nou in die gesig staar. Die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Johannes 10:10 kom en hy is so al by ons ingedruk. Ons weet al, die een Afrikaanse vertaling sê in Johannes 10:10 dat die dief kom slegs. Die dief kom slegs. Alleenlik. Dis asof die duiwel sy doel verstaan.
is asof die duiwel doelgerig is in sy doen en late. Sien hy, en hy kry daai oomblik wat hy vir ons toemaak. Sal ons dan nie eendag sê, maar is dit aan hy nie? Is dit aan jy? Die dief kom alleenlik, dis sy funksie. En nou vanmôre is ek nou nie hier om vir van die jong mense te sê, moet nou nie met die duiwel speel nie. Ek sê nou nie daai tipe, ek sê hou jou oë gefokus. Hy kom alleenlik, hy kom moontlik as 'n antwoord, hy kom moontlik in 'n vorm van lig, maar daarom is dit belangrik dat in hierdie tyd ons 'n verhouding met God sal hê, dat ons 'n verhouding sal hê, dat die Heilige Gees vir my en vir u attent sal maak, nie duiwelbewus nie, nee, ons is so geneig om te sê wat die duiwel doen, dat ons glad nie ooit vir mense sê wat die Here besig is om te doen nie, ons is so gefokus op die negatiewe dinge, as u en ek dit nie kan terugvat nie, gaan die Here dit vir ons vervang. Kom. As ons nie by daai plek is, nadat ons gedoen het, ons het geweerstaan, as ons nie doen wat die woord sê, en ons gaan uit en ons neem moontlik nie terug in besit nie, wil ek vir julle sê, dat die Here is nog getrou. Moenie dit net afskryf nie. Partykeer het ons net 'n klein bietjie te gou laat gaan. Partykeer het ons net 'n klein bietjie te gou laat gaan. Laat hom toe om dit te kan draai. Laat hom toe om dit te mag gebruik. Weer eens herinner ek u dat die Here gaan dit nie uit jou hand kom vat nie. Hy gaan slegs werk met wat u en ek vir hom gee. Want hoekom? Die woord sê, dis die dief wat kom steel, slag, verwoes en doodmaak. Dis sy doel. Hy wil hê dat ons verlies moet ervaar, sodat ons verwoesting kan ervaar, sodat hy jou en jou nageslag kan uitneem, maar wie van u weet dat God het die laaste sê, dat in Jesus Christus weet ons, is ons meer as oorwinnaars, dat dit wat tans lyk asof dit my gaan uitneem, die Here gaan hierdie storie draai, hy is besig om hierdie storie te draai, en hy gaan verheerlik word, dis al wat my die moed gee, om te kan aangaan, die wete, dat ek weet dat my Vader is goed, en dat hy alles wat rondom my aangaan, gaan gebruik, tot sy verheerliking. So kom ons en ons sien, wanneer ons na 1 Samuel 30 kyk, sien ons daar, en ons gaan vir 'n paar weke gaan ons moontlik daar stil staan, wanneer ons na Dawid se lewe kyk, en ek het so 8 minute oor om vir net 'n fondasie te gee, en dan na die tafel toe te gaan, net vir my eie gerusstelling, sal die altaarwerker so lank net hier kom staan, kom jaag my maar. Vers 1 sê daar, en toe Dawid en sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete en al die muskiete en al die ander dinge, 'n inval gedoen in die suidland van Siklag, en sê daar so, en hulle het Siklag verslaan, en dit met vuur verbrand, en hulle die vroue en almal wat daarin was, gevange weggevoer, en het sê daar, van die kleinste af tot die grootste, hulle het niemand gedood nie, maar weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand, en hulle vrou en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stemme verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. En ek gaan moontlik net vanmôre net hierdie 1 punt kan huis toe bring, en ek kan dit by die tafel konnekteer, sodat ek vir u kan sê, dat u gaan nie in die laagte verslaan word waar u tans is nie. Ek wil nie vanmôre, omdat ek net nie genoeg tyd gehad het om hierdie aanloop te gee, wil ek nou nie vanmôre begin en vir u te sê, dat elkeen van ons gaan 'n Siklag hê nie. Soos ek gesê het, jy's of by 'n plek waar jy voor 'n wonderwerk staan, of jy tans in 'n wonderwerk, of jy kom tans uit 'n wonderwerk uit, maar hierdie dag, hierdie laagte, hierdie plek, gaan almal van ons teekom, nie deur vervloeking nie, en wanneer hy daar is daar vir ons sleutels,
En ek wil vanmôre sê, en dis eintlik alwaarvoor ek gaan tyd hê is om te sê, is dat die aanval is nooit net op jou nie. Dis nooit net om jou uit te neem nie. Dis altyd oor 'n generasie. Dis altyd oor meer as net ons. Ons neem sekere dinge te persoonlik. Die vyand kom en hy val jou nie aan vir waar jy is nie. Hy val jou aan om te weerhou, om vir my en vir u te weerhou om te gaan waarvoor ons geroep is, geformeer is, waarvoor ons op hierdie aarde gesit is. U roeping is groter as dit wat u tans sien. Daarom moet ons 'n ontwaking hê. Daarom sal ons moet uitbreek. Daarom sal ons moet sê hierdie dag se nuwe genade wat oor my uitgestort is vir my nuut en ek gaan nie net ja sê vir die normale nie. Ek kom vanmôre en ek gee my ja vir die nuwe genade en die nuut wat die Here by my, deur my wil doen. Ek moet kom by 'n plek van wedergeboorte, ja. Ek moet kom by 'n plek waar ek kom en sê, Here, die oud is verby, selfs die gister se oud is verby. U en ek is vanmôre nuut. Die vyand kom en hy val jou aan. En ons dink, dis nou net ek. Dis my liggaam. Dis my finansies. Nee. Wanneer hy dit reg kry, kom hierso kom hy en hy vat die vrouens, kom, daar's net een manier hoe 'n stam, hoe 'n mense kan groei, is dat wanneer daar vrouens en mans is, wat kan by 'n plek kom en hulle kan saam gelukkig juig, en daar gaan babas wees, soos wat daar tans in ons gemeente is. En versigtig wees, Sarah. Daar's nog 7 om gebore te word. Halleluja. Nee, ek dink daar's 2. Ek wil nou nie sê 2 down, 6 to go nie. Vir die vrouens, maar vir die kinders. Kom, die vyand is strategies. Kom, hy kan net naboots. Hy kan niks oorspronkliks doen nie. So as ek dit hier sien, weet ek, hy gaan ook in my lewe uitspeel. As hy in Dawid se lewe uitgespeel het, weet ek, hy gaan in my lewe ook uitspeel. Die dief kom en dis hoe hy huisgesinne aanval, dis hoe hy families aanval. Hy wil hê, jy moenie vorentoe gaan nie. Hy wil nie net hê, jy moenie vorentoe gaan nie. Hy wil nie hê, dat jy enigiets moet agterlos nie. Kom, hy vat die vrouens en hy vat die kinders. Hierdie vyandelike stam van die vrouens en van, ek wil jou uitroei, sê die duiwel. Nie dat ons na die duiwel luister vanmôre nie, maar tog het 'n paar van ons mos sy oor. Maar dit nie so persoonlik, nee, ek moet opstaan, u moet opstaan. Hoekom? Sodat ons straat kan vrykoop, sodat ons dorp, sodat ek my familie, sodat ek my gemeente by 'n plek kan kry. Ons gaan nie onder nie, ons gaan oor, ons het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis, dat hy dit vir my daar gedoen, en hy gaan dit vir my hier ook doen. Hy kom by 'n plek, en Dawid kom by 'n plek, en hierdie kan moontlik die enigste gedagte wees wat ek vanmôre by u los. Hy kom by 'n plek waar die manne so teleurgesteld is. Wie van u was al so teleurgestel, dat jy huil en daar's net nie meer trane in daai toestand, meer trane in jou liggaam om daai toestand te benat nie. Kom, steek net tog jou hand op asseblief as dit jy is, sodat ander mense kan rondkyk en sien jy's hulle is in die regte plek. Waar hulle kom en jy sê, ek kan nie glo dat hierdie met my gebeur het nie. Kom, wanneer jy op 'n plek is en daar is die verlies van lewe, en ander kom met hulle woordjies om te sê, ag, sy is nou op 'n beter plek. Ek wil vir jou sê, asseblief, hou tog net al daai wysheid vir jouself en gee dit, druk dit by 'n plek waar jy kom en jy's teenwoordig. Sit net saam met daai persoon sonder om iets te moet sê. Laat hulle toe om net te ween, laat hulle toe dat hulle net hulle siele kan was, laat hulle toe om uiting te kan gee. Wees jy die sterk een? Laat hulle weet dat wanneer hulle swak is hy sterk. Hoe? Deur ons wat nader trek. Hy kom en hy ween. Hy kom en hy ween. Hy kom en hy ween. En ek is hier om vir iemand te sê wat moontlik deur 'n proses gaan van rou. Sien, daar's 'n verskil tussen rou en smarte. Dat ek gaan en ek weet dat hierdie is die prosesse. Jesus het gehuil. Abraham huil. Josef huil. Jesus huil. Jesus was beweeg gewees. Maar ons weer is vir 'n seisoen. So ek is baie bewus van hom wat my hand vat in my donker tye.
ek gaan nie hier parkeer nie. En hulle kom en hulle ween. Hulle kom en hulle ween, hy ween. Maar nie sonder hoop nie. Later, en net omdat ek wil na die tafel toe gaan, later sien ons, en ek dink is in 2 Samuel, sien ons oor Dawid by 'n braambos of 'n ander bos is wat ook in die Engels noem hulle dit 'n weeping tree. Dawid gaan weer deur 'n moeilike tyd. En hy gaan sit onder hierdie boom. Hy gaan sit onder hierdie boom en God is besig om met hom te praat. En hy sê vir hom, maar wees bewus, ek's bewus van jou, wees jy bewus van my. Ek's bewus van jou wat onder hierdie boom sit, onder hierdie bos wat moontlik skuiling moet gee. Ek's bewus van jou, jy's bewus van my, wees jy bewus van die ritseling in die takke. Want ek gaan vooruit. Sien ons by die kruis, by hierdie boom, dat ek bewus is van hom, wat vir my en u vooruit gegaan het. Hy hou nie, hy los nie my hart gebroken nie. Hy los nie my hart waar ek die verlies ervaar het nie. Ek gaan deur die prosesse. Het jy al daaraan gedink dat die manier hoe ons verlies, of dit nou verlies van lewe is, en of dit verlies van dinge is, het hardloop eintlik hand aan hand. Daai verlies, hoe ons dit ervaar, daai verlies, hardloop hand aan hand. Ons persoonlikhede is gekonnekteer, het hardloop hand aan hand met in die manier hoe ons gewoonlik met oorwinning deel. Daar's kinders wat vandag groot raak en hulle weet nie dat dit oukei sal wees as hulle tweede kom nie. Want hulle moet eerste wees. So aan die woorde, dis hoe ons met wins deel. Ek moet, want as ek nie, dan is ek nie goed genoeg nie. So dis hoe ek met wins deel. En die manier hoe ek met wins deel, is direk gekonnekteer met die manier hoe ek met my verlies gaan deel. Wat is die eerste ding wat jou gemoed pak, wanneer daar verlies is? Ek het dit nie gemaak nie. Het was nie goed genoeg nie. Ek het nie genoeg gebid nie. Ek kon dit voorkom het. As ek maar net beter gedit het. Dawid ween, die manskappe ween. Ons kom by 'n plek en hier is by daai plek vandag. Verlies is daar. Was daar, mag moontlik in die toekoms daar wees. Hoe gaan ek daar deurkom? My vertroue is in die Here. Dit mag moontlik vir 'n nag wees, want daar is vreugdeolie op pad. Ja, kom maar, ons is nou nie by begrafnisse, nee, ek praat van dit wat jy gedog het, jy gemis het. Die geleentheid het ek gemis. Ek praat met 'n besigheidsman, ek praat met 'n besigheidsvrou wat hier is, ek praat met iemand wat aansoek gedoen het vir 'n beurs en jy het hom nie gekry nie, en ewe skielik is jy by 'n plek waar dit voel asof my vrugbaarheid afgesny is, my vooruitgang is afgesny, dit wat ek gedog het, ek kon bereik, nou is ek by 'n plek dat alles afgebrand is. Ek doen wat Dawid gedoen het en ek laat God se water net oor my gebrokenheid vloei. Oorwin deur die bloed van die lam. Die nag toe die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het gedank en gebreek, en ons weet, hierdie is vir ons die simbool waar die Katolieke glo dat hierdie is sy liggaam. Daai selfde krag wat daardie aand daar was, is ook in hierdie plek vanoggend. Dit kan ons vanmôre verbind, dit kan ons saambring, dit kan vir ons sê dat ja, het die vyand gekom, ons gesteel, slag en verwoes, ja, hy het moontlik dit gedoen, maar ek is besig om my veglus terug te kry. Ek is besig om te sê dat dit gaan nie meer so aangaan nie.
Nee, dit gaan nie net meer aangaan. Die lewe gaan nie meer net met my gebeur nie. Ek gaan 'n aktiewe rol speel in hierdie lewe. Wil u weet hoekom dit seer is wanneer ons mens aan die dood afstaan? Berading sê gewoonlik dat dit seer omdat ek lief het. Maar as jy begin kyk na ander vorme, nie net van terapie nie, maar as jy by die Here kom, dan gaan jy weet, dis seer, omdat jy geroep is om 'n oorvloedige lewe te lewe. En dit seer, maar ons moet vanmôre begin sê, dat hierdie is hoe ek die volgende stap, terwyl dit lyk asof die wêreld aangaan, het ek nodig om net uit hierdie vallei te kom, van doodskade, ek moet een voet voor die ander sit, ek praat van, nie net die lewensverlies, ek praat van die besigheid, wat so pas ondergegaan het, jy gaan weer opstaan, dis aan die binnekant, omdat hy dit vir jou in die vroeë jare gedoen het, gaan hy dit vir jou nou ook doen. Hoekom is dit, dat jy deurgekom het deur 'n vallei waar jy kanker geveg het, sodat jy nou jou hand op die siekes kan lê, sodat jy kan sê, dat dit wat die Here vir my gedoen het, gaan hy vir jou doen, en hoe gaan hy dit doen? Hy gaan my gebruik. Moenie die aanval so persoonlik vat nie, want hy is baie strategies. Vanmôre, as ons aan hierdie tafel deelneem, mag hy jou die krag gee, dat jy sal uitasem, en sal inasem, en dat jy sal begin waardig loop, die roeping, waarmee jy geroep is. Dis nie klaar, totdat hy sê, dit is klaar nie. So was hy gebreek vir ons, so ook die beker, die simbool van sy bloed. Mag hy vir ons vanmôre saambind, sodat ons hierdie lewe in die gesig kan staar, dat ons gaan kyk en ons gaan doen. Dat ek by 'n plek sal kom, en ek kan sal sê, nee, die stof van gister skud ek vandag af. U en die familie gaan deurbreek. Jy gaan sien hoe in hierdie maand, jy gaan uit hierdie boot uitklim. Jy gaan begin sê, dis terugvattyd, dis terugbetaaltyd. En selfs in my poging om nie net terug te kry nie, kom ek en ek sê, ja, as die dief uitgevind is, moet hy 7voudig vergoed van alles wat hy gesteel het. Hierdie is die tyd waar hy gaan begin teruggee, en dit gaan kos dat u en ek 'n aktiewe rol speel en in besit neem. Vader, ek dank U vir die simbole, Here, van U liggaam gebreek en uitgestort vir ons, Here. Mag dit ons vanmôre saambind en nuwe moed gee. In Jesus naam, ons seën hierdie simbole. In Jesus naam. Bedienaars, kom ons bedien die familie. Kom ons wag vir mekaar. Deel jou broodjie met iemand. Maar nou nie moetswilliglik jou vrou mis en nou vir die persoon agter jou gee nie. Nee, ons is een. Ek weet ons het net vanmôre kans gehad om een punt te deel, maar ek wil vir jou sê dat dit gaan nie net oor die wee nie. Nee. Daar gaan 'n gejubel losbreek in jou hart. Want hy maak alles nuut. Hy maak alles maak hy nuut. Ek weet nie wat ek deurgaan nie. Die woord werk vir ons almal, soos ons hom aangryp. As jy vanmôre van die simbole het, staan op, sodat jy as jy so kan sien waar hy is. Kom ons sing dit net. Hy doen 'n nuwe ding. O, van nuwe dinge. Kom ons wag vir mekaar. O, hy's 'n God van nuwe dinge. O, ons aanbid hom vanmôre. O, van nuwe dinge.
verklaar dit oor jou lewe vanmôre. Dat die Here 'n nuwe ding doen, gee hom jou toestemming om vanmôre 'n nuwe ding te doen in jou lewe. Oh, hy maak alles. Hy maak alles nuut. O, hy is 'n God van nuwe dinge. Niet in jou familie, jou seun, jou dogter se lewe, jou man, jou vrou se lewe, niet in jou besigheid, niet in julle huwelik. O, alles. Here, ons loof U vanmôre, Here. Ons dank U, Here, dat ons kan saam wees vandag. Here, ons dank U dat ons ook vanmôre, terwyl ons aan hierdie tafel sit, kan ons gebede gebied, Here, dat ons kan sê dat dit waar mense tans mag fokus is, Here, op dit wat agter is. Kom ons en ons sê, Here, U stort vars genade uit. Ons gryp aan. Here, ons dankie, Here, dat U is die een wat aan ons voorsien, Here. U is die een, Here, wat vir ons vanmôre, Here, die durf, die moed gee, Here. Ons hoop is in die Here. Here, ons kom nie vanmôre en maak staat op ons eie kragte nie. Nee, Here, ons weet, Here, dat U wat ons Vader is, Here, ons toevou vanmôre met hierdie wete, Here, dat dit wat gesteel was, daar waar die kaalvreter gekom het, Here, dat in hierdie seisoen, terwyl ons uit die boot van gemak en ag man, dis net so klim, Here, dank ons U, dat ons kan terugneem, ons kan in die kamp van die vyand gaan, en terugneem. Here, ek bid vir families hier, Here, wat nog in 'n plek van rou is, Here. Here, daar's 'n oggend wat kom, Here, waar hulle met 'n gejubel sal maai, nadat hulle seisoen gehad het, waar hulle met trane gesaai het, Here. Dankie dat U, Here, hulle saambind, hulle verbind, ons die vermoë gee, Here, om die salwing te ervaar, die roeping te ervaar, dat ons daar is om die gebrokenis van hart te verbind. Vanmôre kom ons neem saam in hierdie tafel deel en ons eet saam. Kom ons neem saam in hierdie tafel deel, ons drink ook saam. Sy bloed maak jou vanmôre vry. Vry van die gister, vry van die net nous, soos ek sy naam aanroep, deur die bloed van die lam en die woord van my getuie. Dankie, Here, vir U liggaam. Dankie vir U bloed, Here. Dankie vir 'n nuwe ding wat U doen, Here. Naam van Jesus. Voordat ons hierdie diens afsluit, wil ek vra, as U vanmôre hier is en U het gebed nodig, kom na vore. Moontlik is daar siekte in U liggaam, pyn in U liggaam. Wat moet vanmôre? Kom na vore. Ek wil van die broer sê, moet U hande op die broer daar lê, net langs Wilbur, asseblief. Ons gaan daai liggaam gebied. Ons gaan nie dit vra nie, ons gaan dit gebied. Wilbur, steek net jou hand daar so op, sodat die broers weet waartoe om te kom. Daar is op die hoek, daar is hy. David, die broer wat daar so staan met sy hand op. Ons gaan hy liggaam gebied.
om te herstel. Die woord sê ons sal ons hand op die siekes lê en hulle sal gesond word. Daai linkerkant van hom nou gereageer het weens 'n beroerte en hy nie vol gebruik het nie. Ons roep vol gebruik terug. Bid saam met hom. As ek nog van die bedienaars kan kry, al wie sou julle kom bid saam asseblief hier voor. Halleluja. Here, ons loof U. Here, ons dankie. Kom, laat niemand hier voor alleen staan nie. Steek U hande uit. Keith, kom bid saam asseblief. Here, ons loof U. Sis Luanda, kom bid saam. Kom julle selherders, kom. Halleluja. Hy doen 'n nuwe ding. Hy doen 'n nuwe ding in jou familie. Hy doen 'n nuwe ding. Halleluja. Ons gaan hierdie diens afsluit. Kom vanaand 6:00 na ons aanddiens. Kom met groot verwagting. Halleluja. Evie, kan ek vir jou vra as jy vir ons afsluit asseblief? Vader, ons sê vir U vanmôre so baie dankie. Dankie Here vir die woord wat vanmôre diep gesny het deur murg en gebeentes. Here, ons sal vandag hier uitstap en ons sal terugneem wat die vyand van ons gesteel het, Here. We go this morning back to the enemy's camp and we take back what Satan was stole from us. Here, en daaroor weet ons, wanneer ons iets uitstap, betree ons sendingvelde en gee dat ons waarlik man en vroue sal wees wat kan uitstap in ons sendingveld uit en wete waartoe die Here ons geroep het, dat ons dit sal moet doen. Ek bid vanmôre, Here, dat elke man en vrou, Here, wat vanmôre die woord gehoor het, dat hulle waarlik waar geloof is vanmôre weer in ons wakker gemaak en ons sal uitstap en weet, Here, U het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie en dat ons waarlik man en vroue sal wees wat ons roeping en ons verkiesing sal vasmaak en sal doen wat ons moet doen. Ek bid vanmôre die seën af op elke man en vrou se lewe. Dankie Here dat ek weet U bewaar ons en U beskerm ons teen die mag van die vyand. Here, as ek dink aan daardie dogtertjie, Here, van 13 jaar, Here, wat Vrydag aand, Here, 'n tou gevat het en haar opgehang het, dan bid ek vanmôre, Here, vir ons jong mense in hierdie dag, dat U ons sal bewaar en hulle sal Here, vry maak van die vyand se mag en die werke van die vyand. Here, seën ons in hierdie dag, Here, bewaar ons van elke onheil. I pray this morning your priestly blessing over everyone. Lord, that you will bless us and keep us. Thank you that you let your face shine on us and you be gracious to us and you always turn your face towards us and you give us peace. Peace in the midst of the unexpected. Peace in the midst of the storm. In Jesus' name, amen.